Ja, daar is nou net 22 dae oor tot Kersfees en nou wil ek gou by jou hoor, Pieter. Sien dit dat jy nou onlangs uitgevind het wat is 'n adventkalender? Ja. Het jy al nou vir jou een aangeskaf of nie? 22 dae kan jy glo? Nee, ongelukkig nie. Jy kan nog 22 sulke chocolaatjies kry as Dink jy ek kan? Ja. Waar gaan soek ek vir so 'n kalender? Nee, by die kruideniersware winkels. Okay. Enige plekkie. Shop. Weet jy wat, ek dink ons moet eens aanskaf vir jou. Dalk het ek môre hier een vir jou. Ja, sit ons hom net hier by die studio en dan kan ons hom mooi afskeer en 'n sjokoladetjie eet of so. Ons maak Baie so dankie. lekker. 22 dae, ek sien uit daarna. Woehoe! Wel, hier is waarna jy in vandag se episode kan uitsien. Leonie die Rand kom deel wenke vir Kersgeskenke. Arnold gesels met Duitser Bosman, wie die Varsity Cup help vorm het tot een van die land se sterkste sportplatforms in die land. Ons gesels met die TikTok, of liewer TikTok se gunsteling veearts en wildbewaarder, Dr. Hein Volgraaf. Ons vind meer uit oor die Playtopia fees wat die naweek in die moederstad plaasvind. Die chef Frik de Jager kom deel resepte wat hy die meeste koester. Sandra Prinsloo en David Verweer deel meer oor hulle teaterproduksie en Irene Louise van Wyk kom sorg vir die musiek. Dis nou eers tyd vir ons oggendpraatjies. Sjoe, vol program wat voor lê. Absoluut. Ek het 'n bietjie van 'n persoonlike vraag om vir julle te vra vanoggend. Slaap julle met sokkies aan? Nee. Nee? My skryf ons slaapsokkies, is Ja. dit nie? Wat soos 'n slippertjie sokkie ding Ja. werk. Elsa? Ek slaap soms met sokkies aan, veral wanneer ek op 'n ander plek ook slaap. Dit maak dit jou net bietjie Ja. snoesiger. Ja, en ek dink dit voel vir my ek is net meer beskerm teen wat ook al. Jy weet, net nou is daar een van En jy Raas? iets wat 'n mens verras, ja. Soms sal ek met sokkies aanslaap, maar nie in die somer nie. Nee. Ja. Want as my voete te warm kry, dan kan ek nie lekker slaap nie. Well, I have got a story for you. A recent report warns that going to bed wearing socks that have been worn all day can be unhygienic and potentially harmful. While a sleep clinic in Cleveland notes that clean socks can help dilate blood vessels, improve circulation, and maintain optimal body temperature, leading people to fall asleep faster and sleep longer, the benefit disappears if the socks are dirty. A survey of 1,130 Reddit users conducted by a British mattress company found that only 30% of people who sleep in socks sleep in clean socks. When researchers analyzed 8 pairs of socks worn throughout the day, they discovered that the socks contained 20 times more bacteria than a toilet bowl, including dust mites, mold, and infection-causing organisms such as Pseudomonas aeruginosa. Ek is nou Pieter vanoggend met my woorde en my mediese terme. Additionally, 25% of the socks contain bacteria associated with fecal matter, likely due to walking barefoot indoors or exposure to cockroach droppings. Experts recommend wearing clean socks to bed, using indoor shoes to reduce contamination, and washing bed sheets frequently. They emphasize that clean socks can support better sleep, with wearers falling asleep an average of 7.5 minutes faster and sleeping 32 minutes longer. Dis nou vir jou 'n interessante storie. Daar het jy dit. But I think if you sleep with socks, it goes without saying that you have your outside socks, wat jy nou in die wasmandjie gaan gooi, and then you have your inside socks, which you wear in bed, of whatever, soos daai slaapsokkies waarvan jy gepraat het. As mense sulke goed hoor, dan is jy net soos, watter studies doen die mense? Is daar nie ander meer belangrike goed om navorsing oor te doen? It's like how much time and money did these scientists spend basically telling us that our socks from outside are dirty? Baie dankie. En nou weet ons, die volgende studie gaan wees hoekom jy jou skoene moet aanhou dalk in 'n vliegtuig as jy 'n lang internasionale vlug vat, al dan nie. Ons gaan dan seker nou volgende week daaroor praat. Well, I just also wanted to find out, do you have a sleep routine? So something that you do when you know, okay, I'm prepping now for bed, vir die 4 ure of 3 ure wat ons kry voor ons weer moet wees in die oggend. Do you have a sleep routine? In hierdie stadium nie noodwendig nie. Nee, ek maak net maar seker dat ek so gou as moontlik in die bed klim. Ja. Jy weet soveel as moontlik ure dan nou inkry. Soos jy sê, mense van die tyd is dit net 4. As ek voel klas vaartjie kon gooi sandjies in my oogies, dan weet ek, jy moet nou skuif, ou broer. Jy moet nou skuif. Ja. En jy? I do something very bad. My man is nie baie ingenome met my nie, maar ek sit 'n oorfoontjie in
En dan Oh, really? luister ek YouTube like crime documentaries and murders and sulke goed. I was like, I need to listen to my murders before. It's not really a strange thing. A lot of people do it, especially women. Hy dink Ek sê seker. liewer, ek het al in die Okay, verlede liewer plan. na klanke geluister van die natuur. Verstaan, soos reën wat val Ja. of die see of so, maar nie. No, crime documentaries, nie. peak falling asleep content. Highly recommend. Dames nou net gou-gou ook bietjie tot hoe oud dink jy moet 'n kind in 'n karstoeltjie ry? I think 7 of 8, like as soon as their kind of feet can touch the footwell, I guess. Ja. Yeah. En as jy kindertjies, Ek weet nie, Pieter. Weet jy, ek is so ingelig oor hierdie soort van stories, so ek gaan met wat Rasie sê. Dankie. ek dink ook daarom redelik tot hulle so uit die kleuterfase Ja, is, ja. dan behoort hulle nou regop en so te sit. Maar hoor gou die enetjie. Vanaf die 1 Januarie in 2027 vereis die padwet in Kalifornië dat kinders tot en met 16-jarige ouderdom in 'n karstoeltjie moet ry indien hulle nie 'n 5-stap veiligheidsgordel toets kan slaag nie. Die wysiging is gemaak omdat baie kinders, selfs tieners, nog nie veilig in 'n volwasse veiligheidsgordel pas nie. Die toets vereis dat die kind plat teen die sitplek kan sit, hul knieë natuurlik oor die rand van die sitplek kan buig, die heupgordel laag oor die heupe lê, die skouergordel netjies oor die bors en skouers pas en dat hulle die hele rit regop kan sit. Kan jy dit nou oorvertel? 16-jarige ouderdom. As hulle nie aan al 5 van hierdie reëls kan voldoen nie, bly die karstoeltjie verpligtend en kan ouers 'n boete van tot en met $490 opgelê word. Kinders mag ook nie voor in die voertuig sit tot hulle die toets kan slaag nie, aangesien die agtersitplek steeds die veiligste plek is. Wil jy nou meer? Vertel vir 'n Suid-Afrikaanse kind, hy moet in 'n karstoeltjie sit tot op 16-jarige ouderdom. Dit is wild. Absurd. En die feit dat dit in Californië gebeur, and I thought that was a kind of a little bit more of a progressive state in the US. Maar imagine, selfs sê vir 'n 14, 50-jarige kind, 15-jarige kind, nee, jy moet agter sit met jou karstoeltjie. karstoeltjie. No ways. Maar interessant, nee, soos byvoorbeeld Amerika, op 16 kan jy nou al 'n bestuurslisensie Yes. kry. So, ja nee, ek het vir hierdie jaar nog in die karstoeltjie gesit en hierdie jaar het ek my lisensie, maar ek moet nog steeds in 'n karstoeltjie sit. Soos wat ek myself skool toe bestuur in my karstoeltjie voor in die bestuurdersitplek. Yeah, I think obviously there's some safety concerns because it is about how high their shoulders Yeah, are yeah. in relation to the seatbelt. But I mean, so many kids in South Africa sit in the front. Like, I mean, if we're going a short distance, I will allow my kids to Ja, sit in the front, natuurlijk. obviously with the seatbelt. Ek dink hier in Suid-Afrika is die kwessie mense wat nie sitplekgordels Ja. dra nie en nie daar voorbeeld stel vir hulle kinders nie. 100%. 100% en dis presies so, die ouens verontagsaam self die reëls rondom dit en jy kry ook baie mense wat te veel passasiers het in die voertuig wat nie die veiligheidsgordels kan dra nie. Maar gelukkig ook die nuwer voertuie gooi vir jou alarm as daar nie 'n sitplekgordel aan is nie. And I'm glad that they do. Buckle up because we have got a very full show full of excitement to follow right after this. Leandi Durant is joining us to chat about Christmas gifts and we've got so much more ahead. So stay just where you are. Goeiemôre, good morning. We'll be back.